Ek was vanaand 'n host van 'n live waar ek mense geïnterview het op die King Bin Laken show. So ek wil hê dat almal weet en dat julle verstaan en dat julle dit inneem dat ek het geen inligting, enige video's of enige bewyse of enige transkripts of enige dokumente van enigiets wat hier gesê was vanaand nie. Alles wat hier gesê was of gewys was gewys deur die mense wat ek gehost het in die live. Sodat julle weet en dat julle verstaan. Okay. So enige iemand wat hier gepraat het gepraat by hulle self, vir hulle self. Alles wat hulle gedoen het, wat hulle gesê het, is vir hulle eie, well, for themselves. I've got no videos, documents, court cases, nothing. Okay. Why not? Hoor jy so? Skalk het nou gaan kyk, die haatgroep gaan mal. Hulle gaan mal. Okay, nee, maar dit is net wanneer ons begin nou met die streaming, laat die mense net weet waaroor praat ons, laat net 'n recap kan kry. Ek wil net een spesifieke ding sien wat gepost het. O, ek sien hulle Ek wil een ding sien wat Suzanne gepost het. Die haatgroep gaan mal. Hulle post hierdie live. Maar die Suzanne is besig om te fucking ontplof. Daai fucking ding. Jy weet, mense wat met soveel haat in hulle sit, vir geen rede. Kyk, hierdie spesifieke vrou wat hy nou van praat, ek het niks aan haar gedoen nie. Toe ek weer sien eendag, toe haat sy my en Skalk en sy hou tot vandag toe nog daai haatgroep in die gang. En ek nog nooit iets aan haar gedoen nie. I don't know. Mense sit met haat en bitterheid in hulle. Bin wat lag jy so nou? Vertel mense gou wat is die haatgroep en ek dink die mense verstaan eintlik hier. O, okay. Okay, die haatgroep kom saam met Skalk. Okay. Dit is omtrent so 2000 mense nou, hulle het 'n groepie op Facebook, waar hulle ons elke liewe dag trash. Nou okay, dis nie net online nie, hierdie mense maak vir ons in die regte lewe moerse baie skade. Dis as gevolg van hierdie klomp mense, en Hannes, wat ons in die eerste plek gearresteer was, en wat ons aangekla is vir conspiracy to commit murder, en Hannes, elke liewe dag post hy van, julle wou my vermoor het. Nee, Hannes, ons wou jy nie vermoor het nie. Maar, in elk geval, so, die haatgroep, hulle, okay, nie net body shame hulle vir my en vir Skalk elke dag nie. Hulle stalk ons, hulle neem ons plekke af waar ons bly, dan post hulle dit op Facebook, plus die adres, hulle gaan, eerlikheid, waar raak hulle nie? Dis net, hulle maak vir ons skade waar hulle kan. En soos byvoorbeeld met ons besighede, as hulle uitvind waarmee ons besig is of wat ons wil doen, dan gaan hulle en hulle gaan maak skade daar en hulle versprei stories en dis 'n shit show. Nou dis die haatgroep. Dis presies wat hulle is. Hulle haat en hulle, maar soos ek sê, hulle doen actually goeders wat vir ons baie skade maak. Nie net al gemaak het nie, maar nog steeds doen. En hulle, kyk, hulle kry lekker as hulle sien ons het seer gekry, of ons kry swaar, of ons sukkel, of weet enige sulke goeders, want dit is wat hulle wil hê. Dit is wat hulle doel is. En soos ek sê, hierdie mense begin 6:00 in die oggend, plus minus, 12:00 in die aand omtrent maak hulle klaar. Elke liewe dag wat ons uit mekaar getrek word, dis die haatgroep. En daar is op TikTok ook, maar ek gaan nie name noem nie, want ek wil nie vir hulle ligtyd daarop gee nie. Vra, hoekom sal mense hulle glo? Want hulle is ongelooflike goeie bullshitters. Hulle is so oortuigend met hulle stories wat hulle vertel. Dit is, hulle kry net mense om hulle maklik te glo. Dis allemaal so. En, onthou net, hulle sê altyd nie, maar ons kom met bewyse. Want julle forge die goed. Ek is dan om mense te convince. Ek weet wat ons deurgaan, ek weet wat is die feite. So julle kan besluit of julle my glo of nie. Dis julle probleem, rarig. Ek sê vir julle wat ons deurgaan, ek hoef nie oor hierdie goeders te lieg nie. Ons is al way te veel deur. So as jy my nie wil glo nie, fine. Moet my nie glo nie. Laat ek gou vir hulle bewys oor die vervalsings. Maar ek wil nou net gou hierso vir hulle iets bewys.
Ek kan nou nie die screenshots wys waar hy gesê het hy dit gevervals en gedoen nie, maar luister, ek gaan 'n voice note vir julle speel gou. Ek net gou, want ek gaan nou Hy kom al 20 jaar saam met hierdie mense, so hy weet waarvan hy praat. En hy sit met baie bewyse, so. Hierdie is daar was 'n foto van my vervals op 'n swart vrou se skoot wat baie groot skade aangerig het. Vir jare en jare het die regses my uitgehaal as hierdie swart ener. Sorry, nou tik ek al verkeerd ook hier omdat ek nou Hoorie, Potty, wag voordat jy begin. Ek sien jy so Trouman het gevra dat ons eers recap. Ja, ek wil net hierdie ding speel, anders te gaan ek is bang my battery gaan, luister Ja, gou okay. hoe so wat sê hy. Okay. En terwyl ons dan video's maak, wil ek sommer net 'n saak regstel ook. Ek sien Skalk het gepraat oor daai foto van die swart vrou wat op sy skoot sit, daai foto. Nou ek het daai foto gemaak jare terug. Ek was so by Helen vir Potty. Ja, ek gaan eers verder speel hier. Daar kan julle hoor hoe hy foto's van my vervals. Dan kan julle op die weermag se veterane groepe gaan kyk waar die ouens my om verskoning gevra het oor poste wat hy op my naam vervals het en gesê het goed wat ek gedoen het wat ek nooit gesê het nie, wat hy vervals het. So hierdie vervalsings is eg en waar. Hy het tot profiele op my met my foto in uniform het hy gekloun op Facebook en poste so gemaak, maar die mense het agtergekom as hy nie 'n follower is nie, maar ek het omtrent 5000 followers. Okay, ek gaan gou verder charts en luister ek weer. Okay, ek gaan nou my beste probeer om 'n recap te doen, want ek weet nie waar om te begin en wat om te sê nie. Ek is nie gewoond om hierdie goed te doen nie, maar in elk geval. So, toe ek en Skalk begin date het, en die haatgroep, wat ek nou van gesê het, wat op Facebook is, die mense wat ons heeltyd net wil destrooi, toe hulle uitvind van my, toe het hulle my ook begin aanval. Maar ek het nie geweet waarvoor ek myself hierso opsit nie, want Skalk het vir my gesê, weet jy wat, daar's mense wat gaan kak praat, en wat, of hulle sal my dalk bel. Ek sê toe, ag man, ek sal hulle net ignoreer, whatever, come on. Ek het nie geweet wat wag vir my nie. Okay, so ek het vir 'n jaar lank, het ek stil gebly, ek het niks gesê nie, maar na 'n jaar, ding het net te erg geraak, die stories, die rumors wat hulle begin versprei het, en wat hulle vir my gesê het, dit is net te erg gewees, en dit is toe ek begin terugbeklei, en dit is waar dit net alles erger geraak het, toe eventually, nou die myn ou is Hannes Lottering, toe het ek teen hom 'n harassmentbevel gaan kry, en uiteindelik is dit toe permanent gemaak in 2022. Nou, hy het van die begin af tot nou toe nog oortree hy die ding. Want hy vee sy gat af daaraan. Maar okay, die klomp mense het ook nou saamgesweer en vir ons... Nee, gaan dan, ek het 2 devices, praat jy Nee, net. dis cool. So, hulle toe nou, kyk, ons weet nie alles wat in die agtergrond gebeur het, en ons weet van baie goed. So, die saak wat ons huidigelik teen ons het, van conspiracy to commit murder, dit was 'n setup gewees, okay? En ons moet nou vandag nog steeds daarmee deel, en Hannes loop elke liewe dag rond, en sê vir mense, ons wou hom laat doodmaak het, en hulle loop, even in die koerant, het Hannes ook gaan sê, ek was 'n ex-stripper gewees, which is not the case. Ek was nog nooit in my lewe 'n stripper nie, maar sulke goeters. Nou kyk, ek het niks teen mense wat dit doen nie. Die ding is net, ek het dit nog nooit gedoen nie, so dit is nie van lekker as mense sê, ek het dit gedoen nie. En dan kom hulle, en hulle sê goeie soos, Liani, hoe het die haatgroep teen jou en Skalk van der Merwe begin? Okay, Hoe dit ontstaan? dankie, jy met my maar lei so met die vraag, want soos ek sê, ek weet nie presies mooi om hierdie te sê nie. Okay, in 2016 het Skalk vir Hannes begin ondersoek vir sekere redes. Mense het hom gevra om vir Hannes te ondersoek. Okay, toe het hy tot 'n sekere konklusie gekom, het is oorgegee aan die polisie en hulle het dit verder gevat. Maar van daar af het Hannes 'n ding teen Skalk. En van daar af is hulle op die oorlogspad. En 2020, toe kom ek in die prentjie. En toe begin hulle agter my ook aangaan.
En toe het ons met die COVID ding begin ook, en wat was dit 2020 of 2021? Maar in elk geval, so toe kom hulle, en hulle sê ons het mense gescam. Okay, wat glad nie die geval is nie. Ek meen, ons het mense gehelp, duisende mense gehelp. En, okay, wat ek ook wil sê is, hierdie hele saak wat teen ons is baie polities gedrewe ook. Maar ek wil nog nie te veel uitpraat daaroor nie, want ek kan nie. So het baie met politiek ook te doen. En ek is nou maar net daarby ingesleep, want ek is mos nou die collateral damage. En van die begin af van ons saak, probeer die haatgroep vir my sê, ek moet teen Skalk draai, ek moet hom onder die bus gooi. Nou, as ek nou mos hierdie evil mens is, nee, want kyk, ek is die eerste, wat noem hulle dit nou, die eerste een wat aangekla is in die saak, whatever, soos hulle sê, ek is nou die myn ene, whatever. Okay, hoekom, as ek dan nou hierdie evil mens is, gaan die haatgroep my dan nou wil beskerm, en sê, ek moet vir Skalk onder die bus gooi. So dit is nou al van die begin af, hulle ding wat hulle wil probeer regkry. Maar alright, okay, Ben, help my net bietjie verder hier, want my kop slaan bietjie toe nou. So ons het nou gepraat van hoe die haatgroep begin het. So die haatgroep het begin deur wat die storie het wat jy nou vertel het. So wat het nou verder gekom daarvan? So daar is 'n paar mense wat nou vra, hoekom was julle gearresteer by die restaurant? Daai saak is tans nog aan die gang. Yes, so, yes. Om vir mense te verduidelik, it is called sub judice. So in ander woorde, as daar 'n kriminele saak aan die gang is, kan hulle nie daaroor praat nie, tot die saak nie afgehandel is nie. Okay, so hou op vra oor die restaurant saak, want ons praat nou oor die goed wat gebou was teen hulle. So verder, hoe het Hannes nou ingekom om jou so te beswadder en Skalk te beswadder en jy weet alles te doen om julle naam so te breek in die publiek se oë? Ja, ek weet nie waar om te begin nie. Maar okay, ek sien hier soos ek nou 'n user wat sê Ignore dit. Nee, maar ek wil, want dit is een van die goeders wat ek heeltyd van beskuldig word. Toe sê hulle, is daar nie foto's waar Leonie by stripclubs is nie? Dis op die haatgroep. Hoe het hulle daai goed? Hoe het Ja, presies. Hy sê dis 'n kak storie, daar is nie sulke goeders nie. Presies. Dit alles wat hulle sê, ek meen, ek weet nie eens waar kom hulle daaraan nie. Okay, ek weet waar kom hulle daaraan. My ex. Man, Leonie was nooit aan haar lewe of 'n fucking hoer of 'n fucking stripper nie. Leonie was onder andere in haar lewe 'n bond originator. Sy het op 'n stadium vir departement van housing, Human Settlements. Human Settlements gewerk. Sy was op 'n stadium was sy betrokke by iets van skuldinvordering. Ek weet hierdie goeders want ek het vir Leonie werk gesoek op 'n stadium. Ek het haar hele CV van voor tot agter gehad en ek het almal gereference. Dis Hannes Lottering wat hier met die vuil siek stories hardloop. Van sy's nou 'n stripper en sy's nou 'n hoer. Dit bestaan net in Hannes Lottering se kop. Maar okay, dit het hy ook saam met my ex. Marius Swan het gehad het Leonie moes 'n stripper gewees het. Hoorie so, hy's 'n vieslike ding, so ja, ek sal dit van hom verwag. Maar kyk, ek was 'n lingerie model. Ek het hostessing werk gedoen, maar nou wil hulle dit omdraai en sê ek was nie hostess nie en ek was nie net 'n lingerie model nie. Hulle beskuldig my dat ek soos toe ek minderjarig was, adult films gemaak het. Okay, which is also not the case. Ja, en as Lottering se siek pedofiliese wet dream is dat Leonie 'n child porn star was. Dis nou sy storie. Hierso, oeps, I did it again, sê sy sou 'n haatstripper gewees het. Well, dankie, ek vat daai as 'n compliment. Maar ja, dit is omdat in Hannes Lottering se kop is alles altyd besig met vuil seks en met seks met kinders. Right? En dit is hoekom dit geprojekteer word op Leonie. Okay, kom ek sê vir julle die ander stories wat ook uitgekom het. Dit is rassisties en is vieslik. Okay. Wat hulle gesê het is, toe ek jonger was, ek weet nie of ek nog op skool was en of ek jonger was nie, het hulle gesê, ek het gebly saam met Nigerians, en ek was hulle drug mule, en hulle sex slave, okay, en hulle het my pregnant gemaak, en ek het hoeveel keer aborsies gehad as gevolg van hulle. Dit is die stories wat die mense van my versprei. Ek het nooit in my lewe naaste by eers sulke goed gedoen nie. Okay, so,
En ek weet nie, ek het al soveel vir mense gesê. Ek weet nie wat om verder te doen nie. Ja, daar is beslis nie foto's van Leonie waar sy 'n stripper is nie. En ook nie waar ek soos 'n child porn actress was nie. Ek meen, So ja, stuur vir my daai foto's, dat ek nou ook sien hoe Leonie gelyk het toe sy nou 'n stripper was. En daar's 'n sekere prokureur ook op hierdie app, nê, wat 'n video eendag gemaak het en gesê het, ek was 'n hoer en ek het gestrip vir Kat toe ek minderjarig was. Win, jy weet van wie ek praat. Nou, weer eens, sy is baie vinnig om te sê, enigiets wat mense van haar sê, bring die bewyse. Selfde met my, ek sê al hoe lank vir hulle, bring die bewyse. Bring bewyse, want niemand kan die bewyse bring nie wat daar is nie. Maar hierdie mense is sulke goeie bullshitters, dat hulle, mense glo hulle, of ek weet nie of mense net wil haat en of negatief wees nie, I don't know. Maar, ja. Seker vir my die goed wat gesê was deur Hannes Lottering om vir jou te sê jy was het hy gesê jy's 'n stripper en goed soos dit? Ja, hy het gesê ek was 'n stripper en ek was waar het hy dit gesê? Ek probeer net die storie kry waar dit vandaan kom. Facebook, ja, hy het alles op Facebook gesê. Facebook, baie keer op sy eie profiel, hy het self sy eie haatgroep gehad, hy het die haatgroep gehad. Okay, en nou wil ek vir mense die volgende sê. Onthou, hierdie is nie sommer maar nou net ligtelik nie. Hierdie goed het reeds in die hof gedraai in 2022. Het Leonie 'n finale tysterbevel teen Hannes Lottering gekry waar hy deur 2 prokureurs verteenwoordig was en nog steeds die saak verloor het. Waar hierdie aantuigings voor die hof geplaas is. Right, so met ander woorde, dis al in 'n hof getoets. So dis nie 'n geval van iets, maybe this or maybe that nie. Dit is in 'n hof getoets en dit is bevind in Leonie se guns. Ek probeer net vir julle gou-gou goedjies skryf wat ek vir julle kan hierso green screen waar hy daai lelike goeters vir my gesê het. So byt dit vir my bietjie vas. Skakel jy dalk vir my stuur van waar hy my so sleg gesê het. Weet jy waar dit is? Want ek kan nou nie mooi hierso sien nie. Maar ek wil vir julle tog ook wys as ek dit nou kan ja, wag, ek gaan hier kry. Hoe Hannes, maar ek weet nie vir julle nou gaan wys nie. Dit is hoe Hannes vir Skalk wou doodmaak. Okay, dit het hy geskryf op Facebook. As julle daar kan Hang aan. Hierdie is deur Hannes geskryf. Hierdie was julle sien daar's 'n chap. Dis reeds 'n hofsaak gewees. Okay, ek gaan julle 'n rukkie gee want daar's nog 'n ene wat julle moet lees. So binne ek of 6 ek net volgende een moet gaan. Wat ek nou gaan sê, en as jy van die sagter oortuiging is dit nou die tyd om verby te skraal. Maar daar is een fokker in die lewe met wie ek onafbare afspraak het vir 'n lang naweek. En voor ek my oogies finaal toemaak, gaan ek my lang naweek met hom kry. Jy kan dit bounty vat. Ek kan nou net nie verder mooi sien want die comments is daar so. Ja, ek gaan net die comments afsit. Okay. Kan een van my mods net gou maak. Ek sal dit nou doen, comment settings af. Ek gaan my oogies finansiëel toemaak. Okay, ja, kan dit. Nee man, los die comments, ek het dit klaar afgesit. Nou sit jy dit weer aan. Hi Bill. Wendy, sit dit af, asseblief. Ek wil die fokus in 'n leep. Vader nee. Ai. Wendy, los dit, laat ek dit self doen asseblief, want anders gaan ons sukkel. Hoor jy terwyl jy besig is met die comments. Hoor jy Suzanne du Plessis, jy kan nou maar ophou uitfok. Sy fok nou alweer oor jy en filters uit. Luister gou by Suzanne. Dit maak nie een flying fuck saak of Leonie 'n filter op haar gesig het of sy nie 'n filter op haar gesig het nie. Geensins nie. Okay. So jou intimidasie rondom dit, just stick it. Dit het maar geen invloed op niks nie. Laat ek gou verder lees. Ja, lees van. Kalk, moenie dat dit jou pla omdat jy filters. Ek is nou live op Facebook en ek het nie filters op nie. Ek sit filters op TikTok want ek kan. Dit is hoekom TikTok dit maak. As mense En ek las dit Dit is 'n absolute non-issue. Dit is 'n non-issue. Suzanne, dit is 'n absolute non-issue. Okay, laat Ben gou verder lees. Ek wil die fokkers in 'n leepakhuis naked op 'n stoel vasmaak. Sy fokke tong uitsny en later in sy yskas bære. Dan wil ek met hom
met 'n oxy-asteleen blou torch sy ledemate een vir een afbrand. Okay, next. Nou ek probeer vir julle wys wat in Hannes se kop aangaan. Yes. Okay. Die man is siek. So dit is wat ek vir julle hier probeer wys. Soos eerlikheid. Ek is nou eintlik so nervous. Ek is nie gewoond om hierdie live so te doen nie. So julle moet my maar verskoon. Niks om nervous te wees nie. Ons sit en gesels. Nee, ek verstaan. Ek is maar net nie gewoond daaraan nie. Ja, dis fyn. Dis 'n koppie koffie maak en met iemand te gesels. Ja. Okay, dan hy gaan hier onder eers aan, want jy sal sien daarso en leepakhuis is in die middel, so net onder dit. Lees? Okay, die rede waarom ek sy ledemate wil afbrand is om te verhoed dat hy, want nou kan ek sien nie want Wayne jy stuur gifts. Okay, is om te verhoed dat hy homself uitbloei. Al sy ledemate, as al sy ledemate afgebrand is, wil ek sy hart deur sy pens uitsny en vir hom voer terwyl hy nog lewe. Ek het 'n lang naweek nodig. Hy is 'n paar van daai wat jy vir eers gevloei. Ek wil van deel kry waar hy vir my so sê dat ek 'n hoer is en daar word gepraat van pan uitlek, jy weet, hy praat van dat daar soos 10,000 mans deur my was, okay, en dan lek pan, skalk my pan uit, jy weet, sulke siek goed, siek. Nou, kom maar kyk of ek dit kan kry, hou vir my net 'n bietjie vas, Bin, jy kan maar aangaan, laat ek net gou kyk of ek dit kan kry. Julle wat hier op Facebook is, julle is welkom op my TikTok account te luister. Hier gaan ons net live vir pre-recording, maar as dit klaar is hierso word dit opgesit. Is nie my skat, ek met my kontaklense kan ek nie mooi kyk gou hierso of jy kan sien wat hier staan. Want waar soos kyk gou tussen hierdie. Ja. Want met Is my jou kamera aan of af? Wel, hy is op green screen, so jy moet maar net so van die kant af kyk. Hannes Lottering is 'n moderator by Bina weer? By Derek seker. Yes, my skat. Sorry julle, Skalk van der Merwe en Leonie se ouderdom wys nou klein bietjie geen net kans. Sorry julle, want ons probeer net gou hier kyk want ek het kontaklense in en nou kan ek nie mooi naby sien nie. Ek kan nie sien wat daar staan nie, so klein. Ja, Want ek wil spesifiek daai kry. Want my yes, skat. hy het voluit gegaan. Ai, potjie se voet. Terwyl julle dit soek, mag ek 'n vraag vra, Skalk? Yes. Want ek het 'n vraag en jy mag dalk offended voel. Dis reg. Ons is alles gewoond. Okay, so ek vra nie die vraag omdat ek lelik is nie, ek vra die vraag omrede dit was al gewys en dan mense gesê het waar daar 'n rubber blou piel was met 'n pen deurgedruk. Wat was die storie daarvan? Is dit 'n retaliation wat jy gedoen het oor dat wat mense aan jou gedoen het? Wat Okay, dis 'n verskalk, né? Ja, want 'n mens kan ook vieslik wees wanneer ander mense met jou vieslik is. Nee, hoe bedoel Okay, is dit vra weer die vraag. nee, maar hoe bedoel jy retaliation? Ek verstaan nie. En when for instance someone like Hannes sê vir jou sulke goed, dan sê jy vir hom goed terug. Dis wat ek vra nou. Ek ken nie die storie met die hele blou piel en die pen deur nie. Okay, nee. Ek ken nie. Ek weet nie eens van 'n blou piel met 'n pen Ek nie. weet ook nie Ek weet daarvan maar nie. net van die storie dat ek nou kamstig by geleentheid 'n bietpen in my penis gesteek het. Ek het letterlik tot vandag toe nog nie die video gesien nie, maar okay, as dit nou 'n blou dan hoor ek nou vanaand is nou 'n blou piel. Was dit die pinkie? Ou, fok, ek Fuck, weet nie. Ek weet nie wat die kleur is. Ek het net daarvan gehoor. So ek gaan nou die goed sê wat ek gehoor het. En as jy wil antwoord daarop, kan jy daar antwoord as jy nie weet nie, dan weet jy. Dis weer 'n klomp vervalste kak gewees. Hier is hulle rooi biekpen. Okay, ek weet nie eers nie. I don't know. Rooi biekpen. Ja, so ek weet nie. Die ding is net, hulle het Dit met was 'n rubber. Dit was 'n rubber, julle. Dit was nou nie 'n regte banana nie. Dit was 'n rubber banana. Julle, maar okay, ek moet sê, ek het nie na die goeders gekyk nie, want dis letterlik die eerste keer wat ek dit hoor. So okay, dan weet ons dit was dan nou blykbaar 'n rubberpeel gewees. Ek het gedog dit was my peel. okay. Anyways, so ons weet van daai stories wat rondloop.
dit is, ek meen, fok. Jy kan mos nou enige foto gaan aftrek, nê, en sê dit is mos nou hierdie ou sin. So, en wat hulle ook gedoen het, hier is een voorbeeld. Hulle het wat noem jy dit, 'n profiel oopgemaak op Pornhub, nê? En hulle het gesê dis skalk. En toe is daar 'n video wat hulle sê hy in besig is wat gay porn is. Okay? En ons almal weet skalk is nie gay nie. Okay? So, en hulle het gesê dis hy. Hoe die fok kry hulle dit? Ja, ons sal nie weet nie, maar jy sal weet. Okay, maar nou die interessante ding, die enigste manier hoe hulle my nou identifiseer, sorry, dan hoor ek nou die eerste keer vanaand na 10 jaar, dis actually dan nie eens my troll gewees nie, dit was 'n rubber troll, maar maak nie saak nie. Maar baie interessant, Ja. So weer eens, omdat ek het jou vroeër gevra oor die LGBTQ in 'n manier en goed soos dit, weer eens, was jy betrei as 'n heteroseksueel na 'n homoseksueel deur mense wat jou wil attack het. So, hulle het ewen jou seksualiteit aangevat, korrek? Hele tyd. Ek moet die hele tyd hoor hoe ek 'n emasculated, ek moes dit vanaand weer lees, ek is 'n emasculated man, en ek is 'n gay, en ek is 'n closet gay, en eintlik, verstaan jy? Ben, gaan dink mooi. Never endingly. Wat is die maklikste manier om iemand se reputation te damage in sy moerin? Om te sê, alles 'n closet, wat ook al, alles enigiets seksueel, soos hulle met my drugs, en sê, ek is 'n drug addict, ek is 'n pedofiel, ek is 'n dit, ek is 'n dat. Daar's hy. Dit gaan oor en oor. Nou, jy sien, Hulle sal jou persoonlikheid so hard druk om stories op te maak, om uit te maak of jy saam iets is. Kyk, hulle het ewen die voorbeeld van iemand wat in hulle 30s is of 28s is kinders op TikTok. Hulle sal dit betrei, dis 'n kind. Ja. 'n Kind is iemand onder die ouderdom van 18 geklassifiseer wettelik in Suid-Afrika. Maar hulle sal daai kom 'n narratief te skep. Ek sien net hierso Cuties Snoekums sê I hope she can answer. Waar gaan daai? Ek is nie by nie. Okay, hoekom gee julle ligtyd aan die haatgroep? Is nog wel 'n goeie vraag van die user af weer. Okay, Skalk. Hoekom gee ons ligtyd aan die haatgroep? Want dit is nie net haat wat op Facebook of TikTok sit en uitbroei en sit en kak praat. Hierdie mense gaan in jou regte lewe daar buite. Hulle gaan in jou besighede in. Ons het miljoene rande, ek oordryf nie as ek dit sê nie, miljoene rande se skade in ons besighede gehad as van hierdie mense. Hulle gaan in jou persoonlike lewe in. Hulle gaan agter jou familie aan. Hulle gaan agter jou vriende aan. Hulle gaan agter jou kollegas aan. In my geval, hulle het agter my kinders aangegaan. Ag, alles. Hulle het agter Leonie se, kom ek sê dit reguit, agter haar ouma aangegaan. Hulle het haar dood veroorsaak. Hierdie mense het so ver gegaan dat hulle 2 keer vals klagtes teen my gelê het waarna ek gearresteer was. Die een saak het ek klaar gewen. Dis die notorious prokureur-klerk saak waar klaar onskuldig bevind is. Ek en Leonie sit nou in jaar 4 met die conspiracy to commit murder saak. Die saak wat hulle teen hom gemaak het, ek wil net gou inchip, nê, van die assault teenoor die prokureursklerk. Nou daarso weer eens, dit het by my huis afgespeel. Ek was daai dag by, ek het alles gesien, okay? En dan wil sekere mense kom en sê, hulle sit met al die video footage wat nie bestaan nie, hulle sit met foto's van beserings wat nie bestaan nie. Kan ons gou hierdie ding regstel? Ek wil hierdie ding regstel vir mense wat Rusty Dusty, as julle in die live kom, is julle opreg om vrae te vra. Julle het nie nodig om aantuigings te maak nie. Skalk, het jy nie die ander aand op, ek dink, sê vir my as ek verkeerd is, het jy nie gesê dat jou kinders bly nou by jou nie? Nee. Of jy het gesê, is op hierdie oomblik heeltemal vervreem van my. Terwyl my kinders eintlik 90% van die tyd voor 2022 was my kinders 90% van die tyd by my gewees. En na 22 waar ons gearresteer was, waar hulle toe vir my kinders gaan vertel het. Ja. Ons is besig met 'n gesinsmoord teen hulle. Want weet jy waar kom dit vandaan? Skalk het 'n foto gepost waar ons 'n shoot gedoen het vir ons troue, waar die kinders by was en die 3 kinders het so gestaan en hulle almal het na my gekyk. Toe sê Skalk, toe maar een van die dae is ons almal weer by mekaar. Toe gaan hulle sê, daai wat Skalk sê is omdat hy 'n familiemoord of something beplan. Ek beplan nou gesinsmoord. Ek het voice notes gehoor waar
Skalk gesê het, ja, ek wil niks met julle uit te waai nie. Ek gaan dit sê soos dit is. Skalk? Wayne is reg. Ek sal vir jou enige tyd op dit antwoord. Dit is die aand. En ek dink, dit is, gee my net kans, dan kan jy antwoord. Ek dink dit is waar mense dink, jy weet, jy's 'n pa wat jou kinders weggestoot het, en Klap. mag gee my kans, en Nee, dis reg. 'n voice note kan baie vinnig gevat word, en dan een narratief kan geskep word. Hallo Lindy. So, wat is op daai voice note wat almal so gehoor het, want die mense het dit versprei, Skalk? So, wat is jou antwoord? Wat is jou antwoord op dit? Want dit is wat mense die aanleiding gee, dat jy wil niks met jou kinders uit te waai. Ja. Anders later net selfs mos net die voice note gaan promote, dat dit iets soos 'n kwart miljoen keer gekyk was. Toe ek en Leonie, okay. Die kinders het ons die naweek gesien, en die week daarna is ons gearresteer gewees. Goed. Ons sit vir 8 dae in hegtenis. Ek kom uit die gevangenis uit, ons het borg gekry, ek kom uit. Die eerste ding wat ek doen, is om my kinders te bel en te hoor as julle okay. Toe my kinders met my praat nie. Okay. Ek los dit want almal sê vir my, hoorie, hierdie ding sal se of om uitsorteer, jy kan met die kinders praat, dit. My kinders weier volstrek, hulle wil geen kontak met my hê nie. Nou gaan van hulle skoolvriendjies en die skoolvriendjies se ma en gaan praat met my oudste dogter en sê vir haar, hoorie, julle maak 'n moeëse fout. Weet julle wat regtig aan die gebeur is? En my oudste dogter, ongelukkig onder die invloed van haar ma en alles wat op daai stadium met haar besig was om te gebeur, is toe lelik met die vrou. Sy beledig toe die vrou. Ek kontak my dogter, ek sê vir my dogter, ons het 'n gesprek wederzijds gehad, oor en weer. Wat is julle storie? Ten minste hoor die tannie uit. En my dogter het net eenvoudig lelik goed vir my gesê, sy wil nie verder met my praat nie. En ja, in 'n oomblik van baie seer en baie kwaad het ek toeval gesê, weet jy, in daai geval, dan wil ek ook niks verder met julle te maak hê nie. So dis die konteks van daai gegewe klein stukkie van 'n hele gesprek wat gevoer was. Ek wil net gou kyk hierdie ek is M, nê? Sê jy ons wou mense laat vermoor en ons gaan sit. Okay, man ja, nie wag, want dit is wat hulle doen op TikTok. Laat ek hierdie ding reghandel. Okay. So weer eens, die persoon wat in my comments sit, jy wil nou aantuigings maak. Kom met 'n vraag, dan kan hulle jou antwoord. Moenie accuse nie as jy nie kan vra nie. Vra die vraag wat jy wil vra. Jy is besig om hulle falsely te accuse sonder om die vraag te vra wat gebeur het daar as jy 'n antwoord soek. Okay, kom ons maak dit makliker. Want jy sit in die comments en jy wil nou soos iemand wees wat iemand accuse. Okay. So, toe na dit het ek probeer nou die storyline vir julle volg. Ag, nie volg nie, ek probeer julle help nie. So, toe na dit het daar baie ander stories ook uitgekom, voice notes van Skalk van der Merwe. Jy weet, en baie van die voice notes het uitgekom asof hy hierdie aaklige pa is. Nou, jy weet Skalk, dit is nogal baie sensitief. Ek weet nie. Stop. Bin, daar was een enkele voice note waar ek met my kinders praat. En hier's die groot vraag. Nou moet jy die konteks van hierdie ding ook nou onthou. Dit was 'n gesprek tussen my en my dogter. Op die seerste tyd. My en my Van jou dogter. lewe. Gesê. Maar wag nou vir 'n oomblik. Dan gaan die ma van die kinders. Sy onderskep daai gesprek tussen my en my dogter. Sy gee dit vir Hannes Lottering dat Hannes Lottering dit op sosiale media kan plaas. Een gesprek. Ons praat van een gesprek. So kom ons kry net gou Leon. So Ek wil kom net ons iets kry verby las, ekskuus bin. Die ma, okay, het vir die dogter voor dit het sy vir haar 'n voice note gestuur en gesê jy kan nie jou pa toe gaan. Ek kan net nie aanvaar dat jy lief is vir hom nie. Toe het sy ook vir haar dogter gesê jy kan maar gaan, maar daai word niks oor gesê nie. Want Skalk moet mos nou sleg uitgemaak word. so baie belangrike vraag hierso. Het jy ooit voordat jy met jou kinders gepraat toe Hannes daai video voice note gepost het van jy wat met jou kinders praat, het jy ooit jou kinders social media toe gebring? Nooit. So op 'n gereelde basis sou die ma, Hannes Lottering en die haar groepie besig wees met die kinders op social media. Okay, maar wat hy gedoen het op Facebook is soos enige ander trotse pa om foto's te post waar hy saam met sy kinders gaan uit eet het, waar ons gaan uit eet het.
Ek meen, sulke foto's, weet, happy memories, dit het hy gepost, yes. Onthou, ek en my kinders het die beste verhouding wat jy jouself kan indink gehad. So ons was oral saam. So, as ons gaan skiet het, was my kinders by my gewees. Ons het foto's geneem. As ons gaan uit eet het, was hulle saam met my. Sportdae, waar ek en Leonie by mekaar was hulle by. Waar ons gaan vakansie hou het. Daar is seker 20.000 of 30.000 foto's op my Facebook alleen van my kinders. En Wat skalk alles die happy tye is, wat alles happy tye is. en die dinge soos wat mense moet verstaan is, jy is nog steeds lief vir jou kinders. Natuurlik. En enige ouers sal altyd lief bly vir hulle kinders. Maak nie saak die pyn en seer wat hulle deurgaan nie. En jy weet, mense moet hulle partykeer self terugbring en hulle self plaas. Ek kan nie ek is nie die judge en die jury nie. In Suid-Afrika, you are innocent until proven guilty. Okay, dit is hoe die wet in die land werk. Maar die mense werk andersom. Ek wil net gou hier so iets adres. En dit is on social media, you get trial by social media. Ja, Jy nee. het trial gesit klaar en jy word skuldig bevind. Gaan antwoord maar. Okay, nee, hier is ons net wat 'n Amy Warrior en sê Leonie is klaar op haar senuwees. Ek is hier op my senuwees want soos ek gesê het, ek doen nie hierdie gereeld nie, maar ek is nie op my senuwees oor ander redes nie. Okay? Want ek doen nie gewoonlik sulke lives nie. Nou, okay, daar's 'n ander vraag. Ekskuus, ek het dit heeltemal gemis. Ekskuus, sê weer. Amy Warrior wat hierso vir 'n spakel sê Leonie is klaar op haar senuwees. Okay, so, wat kan vir jou antwoord? Leonie het nog altyd vir my gesê van die begin af. Sy is 'n nervous persoon terwyl ons gepraat het af TikTok af, met mekaar gepraat het. Dit is vir haar baie moeilik om op TikTok te sit. Sy gewoon daaraan, sy probeer gewoon daaraan raak. So vir jou comment, okay, great stuff. That's your opinion, you stick to it. Okay. Leonie, hier's 'n vraag wat ek verskalk het wat vir my nogal uitgestaan het. Ek wil net gou 'n enetjie antwoord wat ek gesien het. Ekskuus bin. Hulle het daar gesê, het ons dan nie geld oorhandig aan 'n sekere persoon. Moenie dit antwoord nie. Dis Daai sub judicae. Okay, maar luister, ons kan praat oor wat reeds in die hof bespreek. Nee, maar los dit nou want ek wil nou aanbeweeg van hier. Ons kan daar uitkom. Okay, vir my kant. Okay, dan het jy vir jou kinders gesê jy gaan hulle honde skiet en weggee? Nee, ons sal nou terugkom na die kinders toe. Kom ons maak gou hierdie subjek klaar toe, finaal. Ek en Leonie het op geen oomblik op watter manier ook al saamgesweer en geld betaal om enigiemand uit te haal nie. Full stop, einde van die storie, ons hoef niks verder daaroor te sê nie. Einde van dit. In daai voice note, onthou, ek het 'n klomp honde wat ek van die SPCA af gebring het. Ek is 'n foster parent vir kinders gewees. Ek het vir die kinders gesê in daai geval, dan moet daai honde teruggaan na die SPCA toe, dan moet hulle daar gaan uitgesit word, want ek kan nie met 'n klomp honde sit wat ek alleen moet versorg. Weereens, dit was deur die seerste tyd. Ja. Okay? Mense moet dit in ag neem, want mense kry lekker. Want ek meen, as jy deur so swaar en seer tyd gaan, mense sê partykeer goeders wat hulle nie bedoel nie. Okay? Ons het nou nog daai honde, by the way. Ja, my kinders se eie honde het ek nooit teruggevat nie. Nee. So, koffie is nog steeds daar, Spike is nog steeds daar daar. was ons die storie dat ons die honde langs die pad afgelaai het. Ja, ons sal nou daarby kom. So koffie is Okay, nog daar. So kom ons vat dit stadig want jy weet mense wil stuur. So jy moet net kalm bly, relax, hou diep asem. So skalk, so die stories van die honde en goed is dit en dit is nou wel goed. Mense voice notes gehoor het en goed soos of goed was gesê. So die kinders het nog hulle honde, die honde was nog steeds daar en op daai tyd was jy 'n ouer wat seer was, jou hart was nie op die regte plek nie. En jy het goed gesê wat seer maak oor dat jy self seer was, korrek? Ja. Okay, so jy het opgetree soos iemand wat baie seer was. Korrek. Ek meen hulle het my kinders het jy die reg gehad om seer te wees, Kalk? Wel, ek sou glo ek het die reg gehad. Ja, dit is vir my moeilik om dit te erken, maar ja, ek glo dit want ek is. Want weet jy wat net toe ons uit die tronk uit kom, eerste wat hy wou doen is sy kinders wel. Nou kyk, ek weet hoe erg was die kinders oor hom en hy oor die kinders. Nou toe ons die kinders wel, ek het bygesit. Toe daai kinders vir hom sê, hulle wil nie verder met hom praat tot na die saak nie. Even ek was tot in my diepste geskok. Ek het dit nooit sien kom nie, want ek weet hoe close was hulle. Nou kom ek vra 'n ouer wat in die comments is en 'n pa en 'n ma, as jou kinders vir jou sê, ek wil nie meer met jou praat nie,
hoe gaan jy voel as 'n ouer? Kan jy jouself vat en jouself in 'n posisie sit van Skalk en Leonie en jy weet Leonie wat obviously nou met Skalk getroud is en goed is dit, kan jy jouself in daai posisie sit? Verstaan jy, dit sal jou breek. Ja, dit was vir ons baie erg. 'n Mens moet nie altyd luister. Jy moet luister om te kan verstaan. Jy moet jouself in iemand se skoene plaas om eintlik te verstaan wat is dit wat daai persoon deurgaan. Kyk, Skalk kan partykeer hy kan erg wees met sy mond. Ek hoor hom, ek wil vir hom sê partykeer Skalk, moenie so vloek nou nie. Kyk, ek sal verstaan, ek vloek verskriklik erg partykeer, maar ek is nie altyd gewoond dat Skalk wat so praat nie. Maar kyk, weet jy wat, mense lok hom uit. En hulle wil hê hy moet so te kere gaan. Hulle wil dit hê en dit is hoekom hulle dit rekord en om dit rondstuur om hom uit te maak as hierdie slegte mens. Dis hoekom ek wil sê is dit is wat ek geleer het in die 7 jaar is al diep asem. Niemand val jou aan nie. Hierso kan jy safe voel want ek praat met jou. As enigiemand jou provoke of wat, just ignore it. Moenie laat hulle jou provoke nie because they want you to get off the storyline. Okay, Skalk, Leonie, kom nou terug. So toe was julle gearresteer, julle het deur die tronk gegaan, het jy ooit weer kontak gehad met jou kinders daarna, na hierdie hele? Nooit daarna nie, hulle weier selfs, onthou nou, dis wat in parental alienation genoem word, 'n package deal, waar die alienating parent, nou onthou nou, hier's 'n hele geskiedenis, tussen 2014 en 2022, 'n hele geskiedenis, waar ons nimmer eindig en konstant in die howe was, waar die ander parent besig was met parental alienation. Nou, okay, nou noem ons dit package parental alienation, waar nie net die pa afgesny word nie, die hele familie word afgesny. My kinders mag en praat en het geen kontak met enigiemand in my familie nie. Niemand. Okay, so 'n paar jaar terug sou julle sien ek het 'n post gemaak oor human alienation. Ek het al daarvan gepraat. Wat is die konsep van how human alienation start? En dis hektiek. So as jy na die live wil gaan en jy weet nie wat beteken human alienation nie of parent human alienation nie, gaan Google dit, gaan search dit en dan sal dit vir jou ook 'n bietjie van 'n beter aspek gee van human parent alienation. Skus Skalk. Ek wil net jy moet hierso 'n comment lees. Okay, sproetpoepie is Suzanne. Okay, maar lees daar. So hierdie enetjie vra, kan ek vra, was daar jare in die koerant waar jy hardhandig was met Abby Voorhof? Nee, ek was nooit in die koerant waar ek hardhandig was met Abby nie. Daar was nooit so iets nie. Nee. Die saak teen my was dat 'n prokureursklerk dokumente by my kom aflaai het. By my huis actually. Right, en toe het ek haar in so mate aangerand dat 'n lid van die publiek haar moes red. Dit was die weergawe wat in die hof getoets en bevind was as leenagtig en ek is deur 'n hof onskuldig bevind. Ja. Right. Die dag toe die prokureursklerk wel by Leonie se huis opgedaag het, nie as myne nie, om dokumente te kom afgee, het ek haar daar verhoed om te ry en ons het dadelik die sekuriteit gebel want ons het nie geweet wie's die vrou wat staan foto's neem van ons huis nie. Ja. En die sekuriteit was dadelik op die toneel en die polisie was seker 5 minute later. Okay, nou moet mense ook in ag neem. Dit is ook oor 'n tydperk wat ons gehoor het daar's 'n heat uit op ons. Okay? Ja. So jy's paranoïes en hier kom 'n persoon staan voor die huis en hulle neem foto's. Okay? So, maar okay. Daar was geen aanranding whatsoever nie. Ek het wel, en dit kan ek sê, onthou, die saak is afgehandel, ek het gewen, ek is onskuldig bevind, ek kan wel die volgende sê, ek het inderdaad haar kar se registrasienommer afgehaal, en dit oor die draad gegooi, om eenvoudige rede, ek moes weet wie is by my huis, en dis die maklikste manier om dit te verifieer, en die hof het ook in my guns beslis, dat dit nie opsetlike saakbeskadiging was nie, want my doel is daar, met een ander, my skuld daar, het nie gegaan dat ek wou skade vir haar maak nie. Ek het probeer om iets terug te hou, om seker te maak ek kan haar later identifiseer. Ja, dis die enigste ding. Ek meen, as sy wou ry, toe het hy die nommerplaat afgeruk. That's it. Okay? Dis al. So, Maar okay, ek wil net vir mense hier vra, asseblief, moenie vra oor my suster nie, ek praat nie oor haar nie, ek en sy het 'n ooreenkoms,
ek gaan nie oor my suster praat nie, so hou op vra oor Ja, haar. Wat jy nou van Tiana wat gesê het, sal wil weet oor die video voice met jou suster en Skalk. Ja, Okay. ons praat nie oor my suster nie. Okay, so okay, kom ons wees net rustig dat ek gaan vir jou live nou so relax gou hier. Jy en jou suster het klaar gepraat. Okay? Ja. Oor hierdie situasie. So die rede hoekom julle nie wil oor praat nie, Tina, gee kans, ek het gesê vra. So dit is ietsie wat julle van social media af uitgesorteer het. Jy, jou suster en Skalk, korrek? Ek en my suster het 'n understanding, okay? Ja. Ek wil nie ons goeders bespreek op social media nie, en dit is waarby ons stiek. So ek gaan nie oor haar praat Ek gaan wel. Nee. Ek wil ook nie hê jy moet oor haar praat Jy nie. moet nou vir my terug. Ja, my glo- Want daar is 'n vieslike ding. Daar's 'n vieslike ding van my beweer dat ek nou hierdie verskriklike ding vir haar suster gesê het 'n keer. Dit is glad nie wat daar gebeur het nie. Op daardie stadium het ons haar suster onder ons dak ingeneem want haar suster was letterlik sonder 'n dak oor haar kop en ons het vir haar gesorg. Toe het ek uitgevind sekere dinge het heeltemal verkeerd geloop en daar was 'n baie groot risiko geweest. Sy het nog steeds in die huis gewoon, as ek reg onthou, en sy het later getrek na haar boyfriend toe. Yes, hulle twee het beklei. Okay, dit is wat ek daaroor gaan sê, maar hierdie het niks met die publiek te doen nie. Dit is nie 'n niks met die public publiek te doen interest nie. nie. Dit het Dis niks 'n met die publiek te persoonlike doen. ding. En dis hoekom ek gaan net nie verder bespreek nie. Okay, so gee my net 'n kans. So die mense wat die vraag gevra het. Ek wil 'n vraag vra bystand dit. Is daar enige hofsaake of enigiets tussen jy en jou suster en Skalk? Nee. Dan is dit nie belangrik nie. Okay, kom ons kom terug. Dit is wat ek nou die narratief. So daar's nou nie enige hofsaake of enige fights of sy is betrokke in enige groepie nie. Dit is 'n dispute tussen haar suster, 'n familie ding. Haar suster voel seker sy wil nie betrokke raak in enige social media nie. So kom ons respekteer haar suster. Miskien is haar suster nie een wat in die publiek wil voorstaan nie, want sy's nie so nie. Net soos my broer wil nie deel word van TikTok en goed nie. Hulle stel nie belang nie. Okay. Dit is 'n lewe wat ons gekies het om in die publiek te kom. Party van ons familielede wil ongelukkig nie deel word daarvan nie. So daai is nou afgehandel, kom ons beweeg vorentoe. Leonie, jy het op 'n paar goed gedruk toe ons op die ander live was wat vir my nogal skokwekkend was. Die deel van waar jy gesê het dat hulle het julle beplan om julle huis te bom. Op te blaas, ja, en op het te skiet. Ja. Hoe het dit gebeur? Okay. Soos ek sê, ek het 'n final arrestment order gekry teen Hannes en die dag moes hy in die hof verskyn. Okay. Toe was Skalk in die Vrystaat gewees. Ek het 'n bodyguard gehad wat saam met my gegaan het. Toe na die hof nou klaar is, toe het die polisieman, die ondersoekbeampte in my saak, het gegaan en Hannes se foon afgevat, want ja, daar is goeders op sy foon gewees van kinders. Met 'n lasbrief. Ja, met 'n lasbrief. Okay, alles is reg gedoen. Met 'n lasbrief. En nou ek wil nou gou interject hierso. Met 'n lasbrief. Daardie foon lê vandag nog in Hercules polisiestasie in SAP13 stoor. Daardie dossier is vandag nog oop. Toe het hulle gegaan en 'n vals saak teen hierdie polisiebeampte gaan maak. Dis die ouetjie se naam is Sergeant Msongwa. Waar hulle toe gaan beweer het Msongwa het in die hof vir Hannes aangerand en die foon gesteel by hom. Hulle het so ver gegaan dat Hannes toe homself beseer het. Hoe weet ons hierdie goeters? Dit staan in die wêreld verklaring, ons het selfs foto's daarvan. Homself beseer het en toe het hulle valsklagte teen die polisieman gaan lê. Die polisieman is intern ondersoek in die polisie, hy is gekleer. Hy is deur iPad ondersoek, hy is gekleer. Die NPA het geweier om te vervolg. Hulle het 'n siviele aksie begin teen hom en die prokureur het hulle onttrek. En dit was voor die harassment court, want toe wil Hannes 'n harassment order teen die polisieman hê en die harassment court wou ook nie in sy guns beslis nie. So dis nie net ons wat dit sê nie, dis bewese feite. Het hulle toe teen hierdie polisieman 'n valsklagte gaan lê. Dis die agtergrond wat ook nog in So net 'n vraag, Skalk. So obviously as 'n polisie iemand se foon moet vat, moet jy nie deur die hof 'n 205 kry om hulle Hy het 'n lasbrief gehad. Hy het so hy het 'n lasbrief gehad die 205 om sy dis reg. foon. yes. Okay, so volgens die wet. Na Hannes se verskyning in die hof, na sy verskyning in die hof, het die polisiebeampte met sy lasbrief gegaan en die foon gekonfiskeer. En toe het Hannes homself gesê, hy wou nie die foon laat gaan nie, want daar was nie fisiese geweld nie. Dit is 'n geval van die polisieman het basies net by hom afgevat en geloop. Ja.
Okay, en toe's Hannes nou baie die moeren daaroor, okay, want ja, hy het dit nou nie baie gelike nie. So, toe gaan hy en hy, wie was dit, saam met Amanda Skuman en Santay was ook by gewees, maar soos ek sê, Santay, Ons moet nou bly op die storie van julle huis wat gebom dit gaan is, ja word. nee, dit is juist, ja, ek gaan sien toe. Okay, so, hulle was 'n groepie gewees, Hannes en Amanda en Santay. Toe het hulle gegaan en Hannes het toe gesê, okay, hy wil iemand kry, ek gaan nie sy naam noem nie, om ons huis op te blaas en op ons huis te skiet. Okay, toe het Amanda, ons het die recording daarvan, waar sy gebel het om te hoor, het hulle die geld ontvang, en daar is gesê, yes, hulle het die geld ontvang, die manne staan reg, en toe, okay, so dit was wat sy dit bevestig het, wat hulle, en sy noem dit ook so, die huis opblaas, okay, en wat Santay ook vir ons gesê het, want onthou, Santay was haar aand by gewees, sy het vir ons alles vertel wat gebeur het, okay, ek net, ekskuus julle, ek is nervous oor hierdie goeie. Vat 'n glas water gou, vat 'n slukkie van Nee, volk, ek het meer wyn nodig, man. Ja, vat 'n slukkie van die wyn en dan Wyn is klaar. Elk geval, laat ek net mooi ding. Okay, so ons het bewyse van die betaling wat gedoen is en ons het die recording waar dit bevestig is, dat hulle sê, okay, die manne staan reg om ons huis te gaan opblaas. Toe hulle nou besef, hoorie so, ons gaan ons gat somehow moet cover. Toe stel hulle gou 'n briefietjie op, wat daar sê, die geld wat oorbetaal is vir bodyguard services. Okay? En ek het die recording waar Amanda sê, sy het daai brief opgestel om haar gat te cover. Okay, ek het daai recording. So, die brief was maar eintlik net vir iBlind, sodat hulle nou nie kak kon kom nie. Alright, toe het die ou en Santay gegaan, en hulle het vir ons gesê wat hierdie mense beplan. So obviously het dit toe nou nie gebeur nie. Maar daai aand het Hannes, hy het in 'n toestand kamstig vir mense gebel en gesê, die mense wil hom laat doodmaak, die bodyguards, ek dink, wil hom laat doodmaak, en hierdie mense moet nou geld oorbetaal. Dit was sy storie gewees. Toe sal 'n vrou in die Kaap, wat 15.000 oorbetaal het, en Hannes se ex-vrou het ook 15.000 rand oorbetaal. Okay? En daai was die geld vir ons huis om opgeblaas te word. Nou, soos ek sê, hulle is eintlik agter skalk aan. Nou, hy was daai tyd ons in die Vrystaat gewees. Dit sou die 28ste September 2023 gewees het. Nou, daai spesifieke dag was net ek by die huis saam met my honde en my ma met Tannie was daar. En Hannes het gesê, hy worry nie as my ma met Tannie doodgaan of opgeblaas word nie, want dit is collateral damage. Dit was sy woorde gewees. So, ja, okay. sê En daar is jou ma, ook op hierdie stadium oor dit. jou ma. Ja. Want ek het onthou ek het by my Waar was ouma dit? gebly, want ek was my ouma se caretaker. En ek en my ma en my ouma en my tannie het in dieselfde yard gebly. Okay. Ja. Okay. En nou na daai ding nou gebeur het, wat het vervolg daarna? Wel, okay. Santay wou toe gaan, sy het die prokureur van Hannes, het sy toe genader en gesê, luister, ek moet met jou praat, dis wat gebeur het. En sy wou sake gemaak het, sy het nou, ek dink, 3 verskillende mense toe gegaan, wat sy gesê het, ek wil hierdie saak aangee, want sy was in 'n toestand, want toe sy nou besef wat hulle eintlik wil doen, toe sê sy, ek wil nie deel wees hiervan nie. Toe sê hulle vir haar, sy moet wag tot na ons saak. Sy moet nie nou iets sê nie. Nou, okay, so nou sê ek, maak die saak wat nie, totdat ons saak nie verby is nie, kan mense maar try om ons dood te maak en alles, die polisie wil nie daaraan raak nie. Hoe werk dit? Dit is soos, hoe? Okay. Ek meen, want, Yes, ek moet jou gou interdict, alga Ja. asem. Mense in die comments, luister gou vir my mooi. Jy is welkom om vrae te vra. Okay. As jy in my live gaan sit, en jy gaan haatspraak gee, ek gee vir Leonie en Skalk die opportunity om met my te gesels. Wat hulle sê, hulle moet kan bewys ook. Leonie het al bewysstukke gebring, waar sy goed op 'n greenscreen sit, daar's voice notes gespeel. Ons kry net ek wil die storie hoor. Dan kan ons weer dieselfde live doen, op 'n Sondag of iets,
En dan kan bewyse ook meer bewysstukke gebring word. Ja. Vanaand is nie die opportunity nie. Vanaand is 'n opportunity om net te luister. As jy glo in jou hart dat jy stem nie saam met Leonie of Skalk nie, jy is geregtig om hulle nie te glo nie. Ja. Jy is geregtig om hulle te question, maar jy het nie nodig om hulle aan te val nie. Okay. Net soos almal gereg het om hulle storie te vertel en mense kan hoor, jy hoef nie alles te vat wat Leonie se Skalk vat as wat jy dink dis die waarheid nie. Ek het my platform oopgemaak om te luister. Ek is nie Leonie en Skalk se beste vriend of vriendin nie. Ons sit nie elke dag en drink tee en gesels en bak koekies saam nie. Okay. Nee. So, ons sit hier, ons gesels. Hulle het die reg om te praat. Net soos jy die reg het, net soos ek die reg het, net soos almal van ons die reg het om te praat. Okay, verstaan ons nou mekaar? Okay, so Leonie, kom ons kom terug. So, toe word jy toegesluit. Jy en Skalk word toegesluit, maar soos ek vir jou gesê het, jy en jou ouma, hoe lank het jy na jou ouma gekyk? Ek weet jy sê van die storie vertel, maar dit is belangrike punte hierdie. Op 'n baie meer permanente basis so 3 jaar. Okay, so 3 jaar was jy 'n caregiver. Jy het vir haar gesorg, nou gekyk. Mag ek vra wat was fout met jou ouma of wil jy dit persoonlik hou? Jy's welkom met persoonlik ek sal sê, weet jy wat, sy was nie siek gewees nie, maar sy kon op 'n stadium kon sy nie meer loop nie. Ek weet nie of daar iets fout was met haar heupe of iets nie. So sy kon nie meer self loop nie. So sy moes badkamer toe gaan en moes ek haar fisies help. So as sy het sy moes hartkondisies gehad, het sy suiker gehad, het sy high blood pressure gehad of enige high blood pressure gehad, ja. Maar my ouma was gesond geweest. Sy was gesond. So sy kon net nie meer loop nie. So ek moes vir haar kos bring, haar kos maak, ek moes die huis skoon maak, ek moes seker maak sy het alles wat sy nodig het. Plus sy het nog 'n aapie ook gehad. So ek moes seker maak om die aapie se kos te gee en na die aapie te kyk, jy weet, al sulke goeders. Nou, ek het meestal in die aand deur die nag en dan so bietjie deur die dag het ek na my ouma gekyk. Want my ma en my tannie, soos ek sê, was ook daar gewees en my ma het deur die dag gewerk. So, en my tannie sou deur die dag bietjie uitgehelp het, want dan vat ek my ruskans. Maar deur die nag, dan was dit my beurt. So, whatever my ouma nodig gehad het, want ons het even 'n klokkie van haar kamer af na my kamer toe, weet, aangesit. So as sy iets nodig gehad het, dan trek sy toukie, dan hoor ek die klokkie, dan hardloop ek. Nou, waar het Skalk gebly? Hy het sy Henneman huis gehad, maar dit is ook toe hy by my begin kuier het. So, en kyk, dit het baie keer gehelp, want my ouma was ook maar baie stubborn gewees. Jy weet, dan in die middel van die nag, dan wil sy nie klokkie lui nie, dan probeer sy self toilet toe gaan en dan hoor ek net doef. En dan weet ek my ouma het geval, nou hardloop ek, dan probeer ek haar opkry, maar kry haar nie op nie, want dit is dooie gewig. So dan roep ek vir Skalk, dan kry my ouma weer op die bed. So, dit het actually baie gehelp dat hy daar was met tye. So, Okay, en toe kom die arrestasie, waar dit gebeur? dit was by Cappuccino's Wonderboom gewees. Okay. Ons het breakfast gehad, wat ons goeders bespreek, okay, ek sal sê wat ons bespreek het. Dit was, die ou wou 'n dokumentêr gemaak het oor Leonie. Okay, ek gaan nie dit sê nie, okay. Ons het uitdruklik gesê, moenie die Marita Okay, ek gaan nie dit sê nie, okay. Kijk, so dit begin nou die Marita van die saak. Ekskuus, Skalk ek is nie saam nie, omdat ek vra net vra. Nee, hy wil net nie ek moet in daai detail Dis ingaan. fyn. So dit is nou die Marita van die saak wat nou op sub judice is, korrek? Ja. Okay, so dit verstaan ek. Okay. So kom ons gaan nou terug, want obviously mense kan nie daarvan praat nie. So ek dink mense verstaan hier in die live dat 'n mens kan nie praat van kriminele sake nie wat tans in die hof is nie. Ek dink julle verstaan dit. Ek dink almal verstaan dit. So kom ons kom net terug. Julle het vroeër gepraat van Hannes en goed soos dit en toe is daar Amanda se naam wat in die prentjie ingekom het. Kom ons gaan terug na Amanda toe. Okay. Hoe is Amanda so baie betrokke met baie van hierdie goed? Kyk, dis in haar aard en natuur, okay, maar in elk geval, ek weet nie waar daar sy en Hannes begin nie. Maar soos ek sê, hulle het saam die huisopblaas ding het hulle beplan en gereël en So dit was Amanda, toe sy vorige 205 was, toe was dit nou die Amanda's. Ja, sy was eintlik die brein agter alles. Amanda wie? Skooman.
Skuman, okay? Ja, want kyk, toe hulle ook gesê het die Derek polisieman Savage is voorgestel aan julle deur Amanda. ja. En ons ken nie die verband daar nie. Dit is nog vir ons 'n raaisel. Ek net gou sien. Okay. Okay. Ons het ek weet nie waar dit ons van haar uitgevind nie, maar die huisopblaasding speel 'n groot rol.